Lukas 10 vers 38 tot 42 lees ons van een van die dae toe Jesus by Martha, Maria en Lazarus in Betanië gekuier het. Ek wonder of gasvryheid een van Martha se gawes was, want ons lees dat sy Jesus as gas ontvang het en besig was met al die voorbereidings. Maria, haar suster, het egter by Jesus se voete gesit en na sy woorde geluister. Dit het vir Martha ontstel, want sy het vinnig opgelet dat sy die enigste een is wat rondhardloop en al die werk doen. Sy kom klaar toe ook by Jesus daaroor en sê, Here, pla dit U nie dat my suster my alleen los om te bedien nie. Sê tog vir haar om my te help. Maar in plaas daarvan om vir Maria aan te spreek, antwoord Jesus vir Martha. Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik. En Maria het die goeie deel gekies. Dit sal nie van haar weggeneem word nie. Toe ek nou die dag weer hierdie gedeelte lees, het dit my opgeval dat die een ding waarvan Jesus praat, dalk verskillende dinge kan beteken, afhangende van jou situasie en seisoen in die lewe. Kom ons kyk 'n bietjie na 4 van hierdie dinge. Nommer 1. Jesus. In die eerste plek kan die een ding verwys na Jesus. Soms is ons in 'n situasie of 'n seisoen van die lewe waar ons net vir Jesus nodig het. Dink maar aan die dag toe jy hom in geloof as verlosser aangeneem het. Toe was hy die een ding wat jy nodig gehad het. Niks en niemand anders sou gehelp het nie. Nommer 2. Tyd saam met Jesus. In die tweede plek kan die een ding beteken dat jy tyd nodig het om by Jesus se voete te sit sodat jy kan rus. Onthou jy sy uitnodiging in Matteus 11 vers 28 tot 30? Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Want my juk is draaglik en my las is lig. Wanneer jy voel dat die lewe vir jou te swaar raak, kom na Jesus toe en spandeer tyd met hom. Jy kan jou Bybel lees en bid, maar jy kan ook net by hom sit en hom toelaat om jou in sy liefde toe te vou en jou deur sy gees aan te raak. Nommer 3. 'n woord van Jesus. In die derde plek kan die een ding 'n woord van Jesus beteken. Onthou jy die Bybel sê Maria het na Jesus se woorde geluister? Sy het ingeneem wat hy sê. Sy woorde het haar gees gevoed, haar opgebou en geestelik help groei. Dalk het sy daardie dag iets gehoor wat die Heilige Gees later in haar lewe op 'n kragtige manier kon gebruik. Dalk het sy iets gehoor wat haar geloof in Jesus sterker gemaak het. Dalk het sy iets gehoor wat sy weer vir iemand anders kon vertel om hulle in hulle lewensreis te help. Ons weet nie waaroor Jesus gepraat het nie, maar ons weet Maria het geluister. Soms het ek en jy ook net nodig om by Jesus te sit en na hom te luister. Nie na wat iemand anders oor hom of oor sy woord sê nie, maar wat hy in sy woord sê. Nommer 4. Al 3. In die vierde plek kan die een ding, al 3 hierdie dinge waaroor ons nou al gepraat het, beteken. Want ons het almal, elke dag, vir Jesus nodig. Ons het almal nodig om tyd met hom te spandeer, sodat hy ons rus kan gee en in sy liefde kan toevou. En ons het almal nodig, dat hy met ons deur sy woord praat, sodat ons geestelik gevoed kan word, ons geloof versterk kan word, en ons geestelik kan groei. Daarom wil ek jou vandag aanmoedig om te doen wat Maria gedoen het. Maak 'n punt daarvan om elke dag by Jesus se voete te sit en na sy woorde te luister. Hy weet wat jy vir daardie dag nodig het en hy sal in sy groot liefde en genade presies net dit vir jou gee. Kies die goeie deel, want dit sal nie van jou af weggeneem word nie. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer wenke en boodskappe. Baie seën vir jou en onthou, net een ding is noodsaaklik. Mag jy vandag en elke dag die goeie deel kies.